Welkom by my op die Blitsfokus Bank. Hierdie week bring ons vir julle 'n episode vol musikale genie in Afrikaans. Karlien van Jaarsveld is nie net mooi nie en sy kan nie net sing nie, maar sy kan skryf ook en dan 'n liedjie deur Tashay en dan het iemand al die pad uit Walvisbaai vir ons gesels met 'n musikale genie wat nog op skool is. Ons het eers vir julle die nuus, maar bly ingeskakel om vir meer. Kykers, vir hierdie week se Wat's Nuus het ek vir François by my op die Blitsfokus Bank. François, hoe gaan dit met jou? Dit gaan maar so sal ek sê, soos julle almal kan hoor, ek is 'n bietjie siek op die oomblik. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie. Ons het 'n klomp opwindende goed in die pipeline. Soos altyd is ek aan die gang, maar die kykers sal bietjie meer daarvan uitvind soos ons bietjie in die nuus ingaan. Ek dink ons moet natuurlik begin met waar ons laasweek afgesluit het, wat natuurlik Clash of the Saints is. Ja, dis reg. Ek onthou ons het daarvan gepraat. Ek weet die hockey en wat was dit nou weer? Die hockey en die basketbal het al klaar donderdag gegaan. Yes, so alles het laasweek tussen donderdag en Vrydag gebeur. Groot opwinding van albei skole af natuurlik. Maar ongelukkig en hierdie gaan 'n skokkende een wees, ek dink vir baie van ons kykers, het St George's nie die Clash of the Saints gewen hierdie jaar nie. Oh, wow. Ja, ongelukkig het St Paul's toe nou die finale Classic Clash en Clash of the Saints sokkerwedstryd het St Paul's toe nou gewen. En dit beteken natuurlik dat St George's nou die verloorskool was, maar ek moet vir jou sê, daar was nie 'n hartseer oog gewees nie. Dit was half asof dit hulle net aangewakker het vir volgende jaar se Clash of the Saints. Ek wou nou jy sê, dit klink nou asof hierdie perfekte wat is dit, comeback story kan wees. Ja. Hulle het nou maar die trofee verloor, maar volgende jaar kom hulle terug. Definitief, ek meen om vir 8 jaar te wen en dan ewe skielik wen jy nou nie 'n groot ene nie, is nogal hartseer, maar ek moet sê St George's is 'n skool wat altyd terugkom met daai woema en daai okay, maar ons het hom hierdie keer. Hulle is nie regtig ons gaan lê skool nie. Ja, nee, ek moet saamstem daar, veral met die hockey wat ek by was, wat ek gesien het, hulle het baie deurgedruk en ek is nogals opgewonde vir volgende jaar om te sien wat hulle gaan doen. Maar hoor hier, daar is iets aan die gang hier in ons newsroom, Annemarie. Weet jy wat dit is? Nee, wat gaan alweer aan in die newsroom, François? Meeste van ons is weg. Ja, Ja, daar's 'n klomp dinge aan die gang. daar So ons spannetjie is maar leeg, amper so 'n bietjie rot en kaal besteel hierdie week. Ja, nee. Ek weet meeste van hulle is by die, wat is dit nou weer? Die Billie Jean. Ja, die Billie Jean tennis toernooi. Dis die naam wat ek vond. Ek het nie eens geweet so iets bestaan totdat dit aangekondig was nie. Ja, nee, so die Billie Jean tennis toernooi is 'n groot toernooi, baie inter-Afrika spanne wat teen mekaar kom speel hier in ons eie windhoek. Amper weer soos 'n Region 5 tipe situasie, maar nie heeltemal nie. Dit fokus mos nou natuurlik net op tennis. Maar ons kykers kan die regstreekse uitsending kyk natuurlik daarvan elke dag op DStv kanaal 285 en dan natuurlik op ons webtuiste OneUp2. Ja, nee, dit is so. Hoor die Annemarie, Anne, het jy geweet ek het tennis gespeel eens op 'n tyd? Het jy tennis gespeel? Ja, ek het tennis gespeel. Ek het dit nooit enigstens ernstigs opgeneem nie, maar ek en 'n vriend van my het soms uitgegaan en gaan 'n bietjie tennis speel en alles, en ek moet sê dit maak my nogals lus nou met hierdie tennis toernooi wat opkom om weer terug te gaan en 'n bietjie tennis te gaan speel. Ek het snaaks genoeg, het ek ook kompeterend tennis gespeel op skool. Ja, tennis was een van my eerste sportliefdes gewees. Maar ek was nooit regtig verskriklik goed in tennis nie. Ek dink ek het myself oortuig ek is goed daarin, want ek het dit so geniet om dit te speel. Maar deesdae is ek bietjie meer in paddle in. Want dit voel vir my dis amper soos 'n mengsel tussen tennis en squash. Okay. Maar ek is ook nie baie goed daarin. Ek moet maar stiek by sportsoorte met groter balle soos netbal of rugby, want as die bal te klein raak, dan is dit asof my hand-oog-koördinasie heeltemal net wegval. Dalk het jy brille nodig.
Ja, maar natuurlik is daar nou nog 'n groot ding wat in Windhoek gebeur hierdie week en ek het eintlik bietjie met een van ons senior joernaliste gepraat en vir hom beloof ek sal daaroor gesels want dit is so 'n exciting ding wat aan die gang is, so iets wat nie op die oomblik ek dink die jeug baie in groot is nie, maar waarby ek definitief dink ons moet betrokke raak is die mynboubedryf. Mynboubedryf, ja. So die Chamber of Mines se Namibian Mining Expo vir 2025 het vanoggend amptelik afgeskop by die Windhoek skougronde en ek het 'n draai daar gaan maak en François, as ek vir jou sê, ek het die coolste goed gesien. Soos as 'n mens praat van mynbou dan raak jy so half verveeld want jy verstaan nie eintlik wat daar aangaan nie en dis half soos 'n slep om daaroor te leer. Ek dink meeste van ons gewone mense het die idee van mynbou. Jy het 'n gat, jy het 'n paar excavators wat ry en die grond uithaal en goed soos dit. Ek dink dis wat meeste van ons sien, maar kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel van wat jy daar gesien het? Ja, so dit is soveel meer. So natuurlik die eerste ding wat ek sal aanraai is dat die kykers ons Mineworks Focus gaan lees wat deur een van ons senior joernaliste Ogeto Craig geskryf is. Ek het dit gesien vanoggend. Ons het lekker gelag oor die naam. Ja, Delf Diep Namibië is die fokus se naam hierdie jaar of die fokus se tema. Die fokus se tema, ja, maar weet jy wat is die titel van hom? Wat is die titel? Gold Diggers. Ja, maar sien. So natuurlik dan sou ek aanraai dat julle die fokus gaan lees net vir daai bietjie agtergrond, maar by die expo self het ek die coolste goed gesien. Daar is masjiene wat omtrent so groot is soos ons studio, as ek vir jou dit so kan sê. Die goed is humongous, soos ek kan nie dink om so 'n ding te moet bestuur nie. Ek sukkel dan om my Suzuki Jimny te ry, so ek weet nie regtig hoe ek so groot masjien sou bestuur nie. En hier gedink word so groot. Ja, nee, dit is regtig, dit is massiewe masjiene. Ek weet dat Rosing Uranium Mine het 'n VR experience waar jy half op 'n myntoer gaan met virtual reality goggles wat baie cool is. Rosing het ook 'n replika van die heel eerste stukkie Iran wat hulle founder gekry het hulle 'n replika van gemaak. Wat ook daar is sodat jy kan gaan sien half hoe daai gelyk het en die hele storie is daar, hy word volgende jaar 100 jaar oud. Wanneer Rosin 50 word. So die vroutjie by die stalletjie gesels toe 'n bietjie met my en sy sê vir my hulle het hom net gevra asseblief byt vas vir daai 100ste jaar want dit sal so cool wees vir die company as hulle 50 word en hy word 100 in dieselfde jaar. Ja, nee, dit klink duidelik interessant. Yes, en dan B2 Gold is obviously daar. Een van ons baie groot spelers in die mynbedryf in Namibië. Hulle het ook 'n baie cool stalletjie waar jy verskillende elemente en minerale kan gaan voel, waar hulle social impact vir jou half op 'n bord uiteen lê dat jy kan sien, maar dit is wat hulle vir die mense beteken, dit is wat hulle vir die omgewing beteken. En jy loop ook half deur so 'n myntonnel wat hulle vir jou daar aan mekaar gesit het. Maar ek wil nou nie te veel weggee van al die ander stalletjies nie, maar ek het dit baie geniet en vir iemand wat regtig nie geweet het van mynbou nie, het ek so baie geleer. So ek sou definitief aanraai, gaan maak 'n draai by die expo. Ek weet dit klink dalk soos iets waaraan jy nie gaan belangstel nie, maar daar is soveel werksgeleenthede in die mynboubedryf vir jong mense, veral vir jong vrouens. Ek meen, as jy kyk, daar is nie vrouens in die mynbedryf nie en daar is so groot gaping in die mark vir vrouens in die mynboubedryf. Ja nee, ek sê 100% saam, maar ek is nou meer geïnteresseerd in daai groot masjiene wat jy gesien het. Jy is so 'n seentjie, François. Natuurlik gaan jy belangstelling in die groot masjiene. Maar ja, kykers, ek dink dit is al wat ons vir julle het vir Wat's Nuus. Bly ingeskakel want net hierna het ons vir julle 'n onderhoud met 'n musikale genie al die pad uit Walvisbaai. Soos julle kan sien, het ek hierdie week 'n leë blitsfokusbank. Nou jy wonder dalk by jouself, wat gaan aan? Waar's die gas? Natuurlik weet ons julle kykers is uitgehonger om gaste te sien op Blitsfokus, maar julle hoef nie te veel te worry nie. Ons het net besluit om met iemand te gesels wat bietjie verder van ons af is en wat ongelukkig nie in persoon by my kan wees nie. Ons bring hierdie week vir julle 'n onderhoud met 'n klassieke musikale genie al die pad uit Walvisbaai.
Nou, hierdie jong meisiekind speel verskriklike mooi instrumente en jy moet net ingeskakel bly om te hoor wat sy te sê het oor haar pad en hoe sy gekom het waar sy is met musiek, hoe sy geword het waar sy is en waar haar passie vandaan kom. Bly ingeskakel vir die onderhoud. Okay, saam met my hier het ek 'n baie talentvolle jong dame, Juliet. Juliet, voordat ons nou inkom van hierdie kompetisie wat jy nou gaan deelneem, vertel net vir ons so 'n bietjie van jouself. Hoe oud is jy? Hoe lank speel jy nou al die cello? Jy moet net so 'n bietjie wie jy is. Ek is 12 jaar oud en ek het al vir 6 jaar die cello. Sure. So jy het nou ook op 'n baie vroeë ouderdom die cello begin speel. Eintlik, ja, toe moes ek vir 'n jaar gestop het en toe het ek weer begin. Okay. Hoekom is jy so lief of hoekom speel jy die cello? Dit is net iets binne in my. Ek hou baie van dit want dit is nie te hoog nie, dit is nie te laag, dit pas perfek by my. Dit pas perfek vir jou. Nou, ek verstaan, jy's nie die enigste ene tussen jou boeties of sissies wat instrument speel. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. My oudste broer speel ook klavier en hy het die vorige jaar van hierdie kompetisie het hy dit gewen. Okay, so Sissa gaan nou in en sy gaan nou hierdie jaar vir hulle ding of twee gaan wys. Nou, jy is nou gekies om deel te neem aan die Hubert van der Spy nasionale kompetisie. Nou, hierdie is 'n kompetisie in Suid-Afrika. Jy is nou ook die enigste Namibier wat gekies is. Hoe voel jy daaroor? Ek voel baie trots. Okay, sê vir my, hoe werk dit nou by hierdie kompetisie? Jy moet natuurlik Suid-Afrika toe gaan. Vertel net vir ons so 'n bietjie, jy was nou al deel van die kompetisie, reg? Ja. Okay. Wat kan 'n mens verwag by hierdie kompetisie? Dit is baie lekker, eerste. So basically, die Dinsdag aand gaan nou hierdie jaar wees, gaan my broer die opening speel van die kompetisie. Want hy het verlede jaar gewen. Ja, die Woensdag aand, dan is dit die eerste ronde almal speel. Dan is dit die tweede ronde die volgende dag. Dan word die semifinaal word jy gekies om te speel soos hulle al 4 al die kinders. En die finaal staan net 8 kinders en dan sit so 'n groot konsert. Okay. Nou vertel vir my, dit is nie net die cello nie, is cello, klavier, watter ander instrumente? Alles. Okay. Nou ek verstaan jy moet 5 stukke reg hê vir hierdie kompetisie. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. So, ek dink een van my gunsteling stukke is 'n rondo wat ek gaan speel. Dit is baie mooi, dis my klassieke stuk. Dan gaan my juffrou, Hansel Gerber, gaan sy vir my 'n Suid-Afrikaanse stuk skryf wat baie cool gaan wees. Dan speel ek 'n elegy van Gabriel Fauré. Dan speel ek 'n Marcello sonate. En ja, die laaste stuk wat ek speel is 'n scherzo. Dis baie cool, dis baie vinnig. Ek hou baie van al my stukke. Okay. Nou sê vir my, hoe lyk jou oefentye? Is dit elke dag gedurende die week? Ek kry in die naweke 'n bietjie van 'n break, maar ek oefen 2 ure sonder klavier. Okay. En dit is nou net op die cello basis. Ja. Okay. Jou juffrou is sy hierso in Walvis Bay? Nee, sy is in Vienna, in Austria. Okay, wow. Nou, sê vir my, wat wil jy graag bereik met jou cello speel? Wil jy graag eendag in 'n world famous orchestra wees? Ek wil eendag in Carnegie Hall speel. Okay. Hoekom is dit waarvan af kom daai droom? My juffrou. Aha. Dit lyk net so. Nou sê vir my, jy word tans jy homeschool en dan op dieselfde tyd speel jy die instrument. Is dit moeilik om die twee te juggle of het jy dit uitgefigure? Ja, ek is ook baie ek doen ook ander goeders. Ek doen gimnastiek en ballet. Wow. Jy's 'n all-rounder. So jy het glad, hoe juggle jy alles? Of help mamma vir jou om so agter alles te bly? As jy kon 'n ander kind kon wins om die cello te speel, wat sou jy vir hy kind sê? Dis moeilik om te sê. Ek sê dis net so touching vir my. Ek hou net van
hoe die klank van die cello op dieselfde hoogte van 'n mens se stem is en dan kan dit regtig mens aanraak en dis net lekker. Lekker. Okay. Het jy is daar 'n manier hoe mense vir jou kan bystaan met die wat jy nou op pad is na die kompetisie toe? Is daar 'n manier of moet ons maar net ons duim en ons tone vashou dat jy hierdie jaar die wenner is van die kompetisie? Nee, julle moet julle duime en tone vashou dat dit net vir my lekker is. Hy sê baie dankie Juliet. Daar het julle dit nou self uit Juliet Nel se eie mond. Is dit nie ongelooflik om soveel talent op so 'n jong ouderdom te hê nie? Meeste van ons kyk seker vir haar en dink, "Sjoe, sy moes seker al die talent in die wêreld gekry het en dit is hoekom ons met so min musikale talent oorgebly het." Maar ek dink ons is almal uitgehonger om te hoor hoe klink Juliet as sy speel. So bly ingeskakel vir net 'n kort, ek wil sê snippet van hoe dit klink as Juliet op haar instrument klim en ons vermaak met al daai talent. Daar het julle dit, Juliet se musiektalent in al sy glorie. Julle, ek sê weer, dit is so ongelooflik om op so jong ouderdom so baie talent te hê en dit is half asof die snare net weet waar dit pas tussen haar vingers. Maar nou ja, dit was al vir ons onderhoud vir hierdie week. Bly ingeskakel, dan gesels ons bietjie met julle oor Karlien van Jaarsveld se boek. So vir hierdie week se Nuut op die Rak het ons bietjie 'n kinkel in die kabel vir julle, want baie van ons ken vir Karlien van Jaarsveld as 'n sangeres, 'n aktrise en dan natuurlik daai beeldskone, modelmooi blonde vrou wat op ons TV-skerm verskyn so elke nou en dan en ons ore kom seën met haar musiek, maar daar is soveel meer in Karlien van Jaarsveld. Sy is ook 'n skrywer en ons hoor dit natuurlik in die lirieke van al haar baie bekende liedjies, maar sy het hierdie keer vir ons 'n boek uitgebring, net om ons bietjie meer te vertel van haar lewe. So, Karlien van Jaarsveld is op 21 Desember 1985 gebore. Sy is 'n Suid-Afrikaanse sanger en liedjieskrywer. Haar debuutalbum As die Gordyn val is in 2010 uitgereik.
Voor dit was sy 'n lid van 'n rockgroep, maar sy is nou 'n solo kunstenaar wat al verskeie toekennings in Suid-Afrika gewen het. Sy is in die Parel gebore in Suid-Afrika en is die oudste van 3 kinders. Haar boetie Bobby van Jaarsveld is ook 'n sanger. Ons het laasweek oor een van sy nuwe liedjies gepraat. En sy het in 2005 saam met hom begin optree as sy gitaarspeler en agtergrondsangeres. Sy het ook 'n duet saam met haar broer op sy eerste album gesing. In 2013 is sy met die rugbyspeler Derek Hougaard getroud. Die volgende jaar het Hougaard haar geliefde vertolk in die musiekvideo vir haar enkelsnit Ek wil nie kwaad gaan slaap nie. Hulle is in 2016 geskei en het 2 seuns saam. Sy is in 2017 met Joe Breitenbach, 'n voormalige rugbyspeler, getroud. Hulle het 'n dogter en 'n seun. In 2018 het Breitenbach en aktrise Simonay Nordman in die musiekvideo vir Van Jaarsveld se enkelsnit Rooi Lipsoene verskyn. Nou gaan ons bietjie meer kyk na die boek wat sy uitgebring het, Riviere in die Wildernis. Riviere in die Wildernis is 'n inspirerende en eerlike outobiografie deur Karlien van Jaarsveld. In die boek neem sy lesers op 'n roerende reis deur haar lewe, van haar kinderjare, haar roem en sukses in die musiekbedryf, tot haar stryd met innerlike seer, gebroke verhoudings en geestelike groei. Karlien deel openhartig oor haar mislukkings, haar huwelike en egskeiding, die uitdagings van enkelouerskap en haar soeke na identiteit en genesing. Die wildernis verwys na die moeilike tye in haar lewe, maar ook na die plek waar sy God op 'n dieper manier leer ken het. Die riviere simboliseer hoop, herstel en geestelike vloei wat sy beleef te midde van hierdie moeilike seisoene. Met rou eerlikheid en 'n boodskap van genade bied die boek nie net 'n kykie in Karlien se persoonlike lewe nie, maar ook inspirasie vir enige iemand wat deur hul eie wildernis gaan en op soek is na geloof, hoop en herstel. Soos ek genoem het, ken ons almal vir Karlien van Jaarsveld as een wat vir ons sokkietreffers skryf en selfs elke nou en dan iets wat ek daarvan hou om te noem female rage treffers uitbring. Maar Karlien, soos ons gehoor het, is soveel meer as dit. Om meer te lees van haar reis sou ek definitief voorstel, jy lees Riviere in die Wildernis. Dit sal jou net op soveel dieper manier bekend maak met hierdie sangeres. En onthou, hierdie boek is beskikbaar op alle platforms. Maak seker jy lees Riviere in die Wildernis as jy dalk selfs jou eie pad van genesing en herstel wil stap. Net hierna bring ons vir julle vir Tashay vir voor in die koor. Welkom by Voor in die Koor. Hierdie week kyk ons na 'n liedjie deur bekende Afrikaanse skrywer en sangeres Tashay. Tashay het natuurlik bekendheid verwerf toe sy op Francois van Cooke se span gekies is in The Voice South Africa en het van toe af nog net treffer na treffer uitgebring. My persoonlike gunsteling 4 seisoene kind wat sy saam met Francois van Cooke gedoen het. Maar hierdie week kyk ons na 'n heel ander liedjie van Tashay. Die liedjie Net Mooi Niks is 'n eerlike, emosioneel gelaaide ballade wat handel oor 'n verhouding wat geleidelik sy betekenis verloor het. Met 'n rou en hartseer toon sing Tashay oor hoe 2 mense al hoe verder van mekaar wegdryf, totdat daar letterlik net mooi niks oorbly tussen hulle nie. Die lirieke beskryf die pyn van onuitgesproke woorde, emosionele afstand en die uiteindelike besef dat die liefde nie genoeg is as daar nie moeite of opregte verbinding is nie. Tashay se kragtige stem en minimalistiese begeleiding dra by tot die gevoel van verlies en verwarring, terwyl die lied terselfdertyd 'n gevoel van afsluiting gee. Net Mooi Niks is nie net 'n treurliedjie nie, maar ook 'n weerkaatsing van hoe baie mense ervaar dat iets wat eens mooi was, met tyd leeg kan word as daar nie versorging is nie. Ons almal ken vir Tashay, ons almal het al gehoor hoe sy skryf en dan natuurlik die kragtigheid in haar stem wanneer sy haar mond oopmaak. So hierdie liedjie is werklik, dis 'n werklike vertoning van hoe dit voel as daar net mooi niks oorbly van 'n verhouding nie. Maak seker jy gaan luister om op alle musiekplatforms vandag beskikbaar. Net Mooi Niks deur Tashay. Kykers, dit was nou al vir hierdie week se episode van Blitz Fokus. Dit was so lekker om julle weer vir 'n slag op die Blitz Fokus bank te hê.
En moenie vergeet om ons elke Woensdag 5:30 op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en dan natuurlik ons webtuiste OneUp2 te kry nie. Ons sien julle daar.